Liewe broer en suster in ons Here Jesus Christus, ons het die afgelope tyd bietjie stilgestaan by vergifnis en hoe vergewe 'n mens en wat staan ons te doen wanneer daar vergifnis ter sprake is, hoe ons moet optree, wat die Here van ons verwag. En vanoggend kom die Here hier uit Matteus hoofstuk 18 en ek het die tema vir ons verwoord deur te sê die plig om te vergewe. As 'n mens so kyk na mense se lewens oor die algemeen, dan is daar 'n angel vol boosheid wat ons lewensbestaan bedryf. En daardie angel moet verwyder word voordat dit ons verlam. Voordat dit ons vul met haat. Voordat daar wrokke in ons hart is wat gekoester word teen die ander persoon. Voordat ons denke vergiftig word met een of ander wêreldse siening of standpunt en ons nie meer luister na die woord van God nie. Vergifnis kom trek daardie angel uit ons geheue uit wat dreig om ons vol van daardie gif te pomp. Daarom kan ons nie vanoggend hierdie belangrike indringende vraag vermy nie. Dit is 'n vraag wat die tafel dek vir elkeen van ons se saamwees vanoggend, maar ook vir ons saamwees in die gemeenskap van die gelowiges hier in die AP Kerk, Potchefstroom. Hierdie vraag moet u vanoggend asseblief antwoord uit jou eie hart uit. Nie namens jou broer of jou suster of jou man of jou vrou of jou kind nie. Hierdie antwoord moet jy vanoggend uit jou eie hart met absolute sekerheid en eerlikheid antwoord. Hierdie vraag kom vanoggend na u en na my. Kan jy vergewe? Kan jy vergewe? Na alle waarskynlikheid kan ons eenvoudig en vinnig hierdie vraag met 'n ja en 'n nee antwoord. Maar wanneer hierdie baie moeilike vraag gevra word, sal daar altyd omstandighede wees wat ons ja of ons nee antwoord kan regverdig. Tog weet ons dat vergifnis sentraal staan in die uitlewing van ons Christendom. Ons word verder herinner in die modelgebed, die Onse Vader, en in besonder daar in vers 12 van Matteus hoofstuk 6, waar daar staan, en vergeef ons oortredinge, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Met ander woorde, soos ons die mense vergewe, wat teenoor ons oortree. So word ons elke Sondag herinner, wanneer ons hardop die apostoliese geloofsbelijdenis opsê, en ek sê, ek glo aan die vergewing van sondes. Maar hoeveel keer, my liewe broer en suster, het jy nie al die volgende woorde gehoor, of dalk self gebruik nie? Ek sal daardie persoon nooit kan vergewe nie. Dit is galbitter wanneer ek aan daardie persoon sien, of as ek aan hom dink, of wanneer ek hoor iemand was in sy teenwoordigheid. Om net aan daardie persoon te dink, maak my sommer siek. Klink dit vir u bekend? Klink dit nie vir u na algemene gebruikstaal nie? Dan gaan ons verder en ons sê, dit was wat ek moes deurmaak, was vir my galbitter. Ek kan nie vergewe nie. Moenie my vra om te vergewe nie. My hele lewe is geruïneer. En as ons mooi dink daaroor, dan sê ons vir mekaar, dalk, miskien kan ek vergewe, maar vergeet, nooit in my hele lewe nie. Dan kom Matteus 18, en hy sê, hierdie angel moet verwyder word. Daardie boosheid wat ons verlam en ons interpersoonlike verhoudings laat skade ly, moet verwyder word. En dan kom Jesus Christus vanoggend, en hy kom wys vir ons hoe hierdie angel uitgetrek kan word, sodat daardie bose gif, wat in ons menswees is, nie in ons liggame en ons menswees versprei en ons vernietig nie. Ons sou seker vir mekaar kon sê, Petrus hou hom so 'n bietjie slim en hy bou 'n bietjie vet in
in hierdie vergifnis ding. Binne die Joodse tradisie was 3 maal vergewe genoegsaam. Na die 3de keer kon hulle wegstap van die persoon wat jy probeer vergewe het. Maar dan kom Jesus Christus en hy sê, nee Petrus, 7 maal 70 keer. Nou, liewe broer en suster, dit gaan nie oor 490 wat die wiskundige som is. 7 maal 7 beteken oneindigheid, onophoudelik. 7 was die volmaakte getal in die Bybel. En wat doen Jesus? Jesus gee nie vir Petrus 'n wiskundige klas nie. Jesus wil vir Petrus meer as dit wys. Jesus wil wys dat vergifnis 'n lewensingesteldheid is van iemand wat in Jesus Christus glo. Vanoggend wil ek saam met Petrus sit en luister na Jesus Christus. Sukkel u en ek nie ook maar met hierdie ding van vergifnis nie? Daarom wil ek hê ons moet vanoggend onsself voorstel asof ons op 'n reis gaan. En ons gaan by 3 stilhou plekke, by 3 bakens in hierdie reis van ons stop. Die eerste is, vergifnis is moeilik, totdat jy met totale oorgawe in Jesus se voetspore leef. Vergifnis, my liewe broer en suster, my liewe kind, is nooit maklik nie. En nee, ons kan nie op eie hoekie probeer vergewe nie, want dan wil ons vergeld, dan versoek ek 'n verskoning, dan soek ek 'n erkenning. Daarom moet ons vanoggend eers net so 1 treetjie teruggee, voordat ons kan aanbeweeg. En as ek daardie treetjie teruggee, dan kom die vraag vanoggend na my en na jou, het jy Jesus Christus werklik lief? Is jy bereid om met totale oorgawe in die voetspore van Jesus Christus te leef? En dan word ek herinner aan Johannes 21 vers 15, waar Jesus die volgende vir Petrus vra, nadat hulle klaar geëet het. Hy sê, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Vanoggend kom die vraag na my en na u. Het jy Jesus Christus meer lief as enige ander hier? Indien wel, sal jy die Heilige Gees toelaat om jou hele lewe te kon verander. Niks, geen struikelblok, geen angel vol boosheid sal tussen jou en Jesus Christus kom staan nie. Jy leef in totale afhanklikheid van die Here. Die Heilige Gees kom en hy neem besit van jou en skielik verander jou ingesteldheid. Dan gaan dit nie meer oor die eie ek nie. Dan gaan dit nie meer oor die vergelding wat ek wil toepas nie. Dan gaan dit nie oor ek wat 'n erkenning en 'n verskoning wil hoor nie. Dit gaan nie meer oor my woede, my wrok en my pyn nie. Dit gaan skielik nou oor Jesus Christus. Christus wat nie met ons gemors en foute vergeet en ons ook maar net vergewe. Jesus kies om volgens God se wil te leef. Jesus kies. Wat doen ek en jy? Leef ons in ons eie wil? Lewe ons in die verwaandheid van die wêreld waarin ons lewe vandag? Jy weet, in die teologie sê ons so maklik, ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Lewe jy asof jy nie van hierdie wêreld is nie, maar asof jy van 'n ander wêreld is? Dit wat u en ek doen, vra van ons 'n wilsbesluit. Kies om volgens God se wil te lewe. Kies vir Jesus Christus. Die tweede baken waarby ek wil hê ons moet stil staan vanoggend is, vergifnis is moeilik, maar dit is God se wil. Wanneer jy sekerheid het oor hierdie verhouding van jou, hierdie intieme persoonlike verhouding van jou met jou Here, wanneer jy kies om in totale oorgawe te leef,
dan kies jy om volgens God se wil te lewe. Dan gebeur vergifnis spontaan. Want dan kyk ek met die bril van God, met God se oë, na wie ook al voor my staan. Dan vergeet ek van die verlede en ek sê vir hierdie persoon, kom ons vat mekaar se hand en ons stap die pad vorentoe tot eer van ons Skepper God. Ek wil dit vanoggend vir u prakties probeer maak aan die hand van 'n film wat ek baie jare gelede gekyk het en ek glo ek het heeltemal reg onthou. Dit was 'n baie klassieke film. Mense sou seker kon sê 'n western, maar dit is ook nie heeltemal waar nie. Die film se naam was Stars in My Crown. En hierdie film word edelmetaal in die omgewing ontdek. En die boer op wie se grond hierdie goed ontdek word onder druk geplaas om sy plaas te verkoop. Die boer skop egter vas en hy weier om te verkoop, terwyl die mense in die omgewing nie 'n nee vir 'n antwoord wil aanvaar nie. Hulle het alles in hulle vermoë gedoen, sodat hierdie boer kon verwyder word van sy grond af. Sy skuur word afgebrand. Eendag trek daar koels dwars deur sy huis. Intimidasie in hoë graad vind plaas. Einde ten laaste word die boer gedreig dat hy opgehang gaan word indien hy nie sou instem om sy plaas te verkoop nie. Die plaaslike dominee hoor van die boer se krisis en hy gaan doen huisbesoek. Teen sonsondergang die volgende aand het die mense by die plaasopstal opgedaag om hulle dreigemente te kom uitvoer. Die boer staan op sy voorstoep, geklee in sy beste klere, en hy sê hy is gereed om te sterf. Hy het die vorige dag vir die dominee gevra om sy testament vir hom te help opstel, en hy wil dit graag aan hulle voorlees, voordat hulle oorgaan tot die daad om hom te vermoor. Die dominee het die testament begin voorlees, en die mense het onmiddellik besef dat die boer alles aan hulle bemaak het. Die plaas word aan die bankier gegee. Die geweer gaan na die persoon toe waarmee hy sy eerste jagtog saam meegemaak het. Sy visstokke bemaak hy aan 'n ander persoon. Die boer het aan hierdie mense wat bereid was om hom dood te maak, alles uitgedeel. Daardie aand het die boer die mense aangeraak met liefde en sagmoedigheid. Die impak van daardie gebeure was onbeskryflik. Om goedheid en guns midde in die vyhandigheid te aanskou, was merkwaardig geweest. Een vir een het die mense weggedraai en in skaamte hulle koppe laat sak en die hasepad gekies. Die dominee se kleinseun het op 'n afstand hierdie gebeure dopgehou, en terwyl die mense so van die plaaswerf af begin wegry en wegloop, het hy na sy oupa toe gestap en hy het vir sy oupa 'n vraag gevra: "Wat 'n tipe testament was hierdie, oupa?" En die oupa antwoord: "Dit, my seun, was die wil, die testament van God." Laat dit nie vanoggend vir jou en vir my dink aan die kruis nie. En wanneer ons aan die kruis dink, dink ons aan God se vergifnis en sy onvoorwaardelike liefde. Daardie boer was bereid om te vergeef, omrede hy self vergifnis van God ontvang het. Op sy beurt kon hierdie boer vergifnis skenk. Hy kon dit uitdeel ongeag die situasie waarin hy as mens geplaas was. Hierdie boer was bereid om te vergeef, omrede hy so naby aan God geleef het. Wanneer een ek agterkom dat vergifnis moeilik word en ons al hoe verder van God se wil af beweeg, is dit dalk omrede ons nie naby genoeg aan ons Here Jesus Christus leef nie, omdat ons nie werk aan ons persoonlike verhouding met ons Skepper nie. Die derde baken waarby ons op hierdie reis van ons stilhou vanoggend, is God se vergifnis teenoor ons
is die maatstaf vir ons vergifnis teenoor ander. En die Bybel is helder en duidelik oor hierdie leer. Ons moet vergewe, want ons is reeds vergewe. God se liefde kan enige vergifnislose, harde hart binnendryf of binnendring en sag maak. God maak nie soos mense nie. Hy skop nie deure af om in te kom nie. Hy wag tot hy ingenooi word. Openbaring 3 vers 20, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As jy my stem herken en die deur oopmaak, sal ek na jou toe ingaan en ons sal die feesete saam geniet. Liewe broer en suster, as ons weier om God se vergifnis in ons lewens in te laat, gaan ons bitter moeilik dit wat ons ontvang aan ander mense uitdeel. Ek kan mos net uitdeel dit wat ek reeds het. Maar wanneer jy die Here nader, as jou klere in jou lewe beleef, kan jy nie anders as om te vergewe nie. Dan word daardie bose angel uitgetrek en jy laat mense vry in God se genade. En weet jy wat gebeur dan? Wanneer u en ek onvoorwaardelik kan vergewe, dan word ons bevry. Vry om te vergeet, maar jy onthou op 'n manier, jy lek nie meer in jou monde nie. Nee. Al wat jy sien is daardie litteken wat op jou vel bly sit. Dis maar 'n manier van onthou. Dis 'n kompleet asof jy aan geheueverlies begin ly, want oor 'n paar jaar sien jy die merk en jy wonder, wat het nou weer hier gebeur? Ek word herinner aan Matteus 26 vers 39b, waar Jesus tot sy Vader bid en die volgende woorde sê, doen nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. Dit is die basis van waar u en ek ons lewens moet rig. Nogtans nie my wil nie, maar u wil. Nie my wil nie, maar God se wil, want dit is nie die mens se aard om te vergewe nie. Die Bybel sê ons is geneig tot die kwaad. Jesus het my weer die wind in my hare laat voel. Ek is vry om emmers vol van God se genade, wat oor my uitgestort is, met almal te deel wat my pad kruis. Daarom, wanneer u en ek vergifnis deel van ons lewens maak, dan leef ek voluit en met oorgawe in die voetstappe, die voetspore van ons Here Jesus Christus. Dit is wat Jesus Christus van u en van my as kinders van hom verwag. 70 maal 7 keer. Nou is die vraag vanoggend, waar staan jy vandag in hierdie boodskap van die Here aan ons? Hoe reageer jy op Jesus Christus se versoeke in jou lewe? Dit is my gebed dat ons almal daar by die voet van die kruis sal gaan staan. Elke keer wanneer ons daar staan, word ons aan 2 waarhede herinner. Ons word herinner aan die noodsaaklikheid van vergifnis, en tweedens word ons herinner dat ons alreeds vergewe is. Ek wil weer afsluit met die vraag van vroeër in die preek. Kan jy vergewe? Het jy 'n gees van vergifnis in jou? Amen. Kom ons bid saam. Almagtige, genadige, drie-enige God in die hemel, Vader, vanoggend staan ieder en elk van ons so daardie tipiese stout kind met ons koppies wat hang. Want ons besef opnuut, Here, dat my eie wil maar net weer te sterk was.
Dat ek nie soek na u wil in my lewe nie, dat ek nie bereid is om te vergewe en te vergeet nie, maar dat ek eerder vergelding en erkenning soek. Daarom pleit ons vanoggend met alles wat in ons is, Here, dat u ons harte van klip uit ons sal kom uitruk. Dat u vir ons harte van vlees, harte van Jesus Christus sal gee, dat ons vergifnis deel van ons daaglikse lewe sal maak. Here, want as u bereid is om elke dag te vergewe, ook dit wat ek by herhaling dalk mag verkeerd doen, wie is ek om nie te vergewe nie? Wie is ek om vinger te wys? Here, as lewe 'n voorreg uit u Vaderhand is, watse reg het ek om mense te oordeel en vinger te wys? Ek wil bid vanoggend dat u in die eerste plek u woord sal gebruik om elkeen van ons lewens te laat rig, maar ook in te rig. Dat ons u opdragte, u versoeke, die verantwoordelikheid daarvan sal aanvaar, en dat ons dit sal deel maak in ons lewens, tot u eer, tot u verheerliking, maar ook tot ons saligheid. Dankie Here dat ons die voorreg het om u woord te mag oordink. Here, ons dink aan so baie wat nie meer daardie voorreg het nie. Ons dink aan so baie wat nie meer die suiwer woordverkondiging wil aanvaar nie, maar net wil hoor dit wat vir die mens aanvaarbaar is. Vra dat u oor die lengte en breedte van die wêreld, daar waar u woord suiwer verkondig word, u seën sal dit neerdal, dat die gemeenskap van die gelowiges sal sigbaar word in die wêreld, in die dorpe, in die omgewings waar ons woon. Maar belangriker nog, Here, gebruik elkeen van ons as instrument in u hand. Ons bid dit in diepe afhanklikheid, in groot afwagting, in die naam van Jesus Christus.